Wêreldboekdag herinner ons daaraan dat lees nie bloot 'n vaardigheid is nie. Dit is 'n fundament vir leer, selfvertroue en identiteit. In Suid-Afrika waar taal en toegang dikwels ongelyk versprei is, speel kinderboekuitgewers 'n deurslaggewende rol. Afrikaanse Taalraad gesels met Shonalise Meyering oor die uitdagings en geleenthede in die Afrikaanse kinderboekmark, die belang van moedertaalpublikasies en hoe organisasies, uitgewers en gemeenskappe saam kan werk om 'n sterker leeskultuur te bou. Goeiedag Shonalise en baie dankie vir jou tyd om met ons te gesels. Nou sê vir ons, wat behels jou rol as kinderboekuitgewer? Sekerlik. Baie dankie Marlyn. Dit is my baie lekker om vandag saam met jou te gesels. Kortliks oor my werk. Dit is 'n baie vreugdevolle een. Al werk ons baie hard, is daar baie kreatiwiteit en wonderlike terugvoer van kinders betrokke. Kortom, behels my werk dat ek boeke maak. Skrywers sal vir my dit is miskien 'n verslag skryf om te sê, ja, hierdie storie gaan perfek werk vir kinders van sê net maar 9+, en dan sal ons nog bietjie ontwikkel aan die manuskrip. As ons dit aanvaar ook vir publikasie, sal dit uiteindelik deur al die prosesse gaan om dit 'n boek te maak. 'n voorblad, illustrasies, redigering, uitleg, proeflees. En na 'n hele paar maande is die boek dan op die rakke. En dit is nie sonder rede dat 'n skrywer ook dikwels praat van 'n baba wat hulle dan op die rak sien nie, want dit is omtrent 'n hele proses om 'n boek daar buite te kry. Wat soek julle spesifiek in 'n goeie kinderboek? Dis 'n baie goeie vraag. En ek dink ek moet begin deur te sê elke uitgewer het hulle spesifieke ding waarna hulle soek. Die kinderboeklandskap is baie wyd en internasionaal ook is dit 'n baie gevestigde tipe besigheid en so. En plaaslik sal elke uitgewer bietjie sy eie ding hê. Wat vir ons by LAPA baie belangrik is om sogenaamde lekker leesboeke daar buite te vry te stel. Dit beteken, dit moet 'n boek wees wat vir 'n kind bloot lekker is om te lees. Daar hoef nie 'n lesie aangekoppel te wees nie. Daar hoef nie een of ander doel aan die boek te wees nie. Want stories kan net lekker wees. Stories kan jou laat lag. Dit kan 'n avontuur wees, dit kan 'n ontsnapping wees. As mens dink aan meesters soos Jacques Jacobs en Fanie Viljoen wat al soveel boeke geskryf het in klomp verskillende genres, maar iets soos humor wat dikwels by hulle uitstaan. Dis wat dit moet wees. Ons wil hê kinders moet van jongs af betower word deur 'n storie. En kinders is ook so fyngevoelig vir 'n groot mens wat iets kan wil leer vir 'n kind. En ons wil hê stories moet net lekker wees. Hulle moenie dink, "Ag, dis nou nog 'n tipe skoolaktiwiteit of so nie." Hierdie moet hulle bietjie uit hulle skoolomgewing ook neem. So ons benadruk nogal dikwels die ding van 'n lekker leesboek, sodat die graad 1 kind later in graad 5 ook nog steeds lees en later in graad 9 en matriek en naskool ook. Watter temas of genres is tans gewild onder jong lesers? Maar dis 'n moeilike een, want aan die een kant het ons nie so baie boeke soos die internasionale ouens om regtig daardie tendense en so te kan waarneem nie. Maar ek kan vir jou sê daar's 'n paar dinge wat die afgelope paar jaar uitgestaan het, wat ja baie gewild is en goed verkoop het. Fanie Viljoen het 'n wonderlike reeks, Ouma Molly, geskryf. Vanjaar word die 4de boek in die reeks uitgegee. En dit gaan oor Ouma Molly, Levania Molevicus, so ietsie. En sy woon op Steepertjie Baai. En sy is 'n baie onkonvensionele ouma. Ja. Sy bly in 'n baie kleurvolle huis en sy steur haar min aan die reëls. En sy het allerlei kreatiewe planne vir die dorp.
vir enige probleme op die dorp en sy sleep haar kleindogter Nina saam, wat uiteindelik die verantwoordelike een is. Sy voel sy moet net vir ouma Molly op die reguit paadjie hou. Op die einde het hulle groot pret. En dan kan ek ook vir jou sê 'n draak of 'n dino is ook maar altyd gewild. Ons het pas 'n boek van Felicia Snyman de Tooy uitgegee, Chloe en die Dino Baba. En ons sien haar klaar so 'n lekker belangstelling. 'n Dinosaurus is dalk al lank uitgesterf, maar hy bly nog ewigdurend in 'n kinderboek. Sê vir ons, sien julle 'n groei in belangstelling in Afrikaanse kinderboeke? Ek weet nie of ek sou sê daar's 'n groei nie. Ek dink oor die afgelope paar jaar is dinge baie stabiel. En wat ek daarmee bedoel is, kyk, dinge het nogal verander na COVID, soos in mense se besteedbare inkomste op boeke, dink ek het nogal heelwat afgeneem. Maar Afrikaanse boeke bly baie gevestig in die boekemark. Dit is eintlik, ja, as ek dink aan ons hoeveel boeke ons in Afrikaans en Engels uitgee, is die oorgrootste meerderheid, ek wil sê 70% Afrikaanse boeke, bly gevestigde merk, 'n loyale merk. Dit is skole wat dit ondersteun, dis mense in die boekwinkel wat dit ondersteun. So ja, ek weet nie of daar noodwendig groei is nie, ek het nie regtig syfers nie, maar dit bly gevestig en het sy spesifieke plek. En hoe benader julle die digitale era van kinderboekpublikasies? Dis 'n goeie vraag met veral die onlangse AI, KI braaitjies. Eintlik word terugverwys na so 15 jaar gelede toe e-boeke 'n vreeslike groot opkoms gehad het. En almal toe bekommerd was oor die gedrukte boek se plek. En in die, sê maar, laaste 100 jaar was daar 'n paar sulke oomblikke waar mense nogal bekommerd was oor die gedrukte boek. Maar ek dink die onlangse ding met die e-boeke gee eintlik vir ons 'n bietjie van 'n bloudruk vir die KI bekommernisse. Want almal het gedink nou gaan ons nie meer 'n gedrukte boek hê nie. En tog het dit bly oorleef. Want die waarde van 'n boek vashou, iets bedoel nog steeds baie belangrik. En ek dink met die KI-situasie ook, ja, mense kan dalk makliker skryf en so, maar dit is tog so maklik om agterkom as iets kunsmatige gevoel het. Sensitief daarvoor. Ek dink baie kinders het sterk gereageer. As ek dink aan illustreerders byvoorbeeld, oor die inbraak wat op hulle intellektuele werk gedoen is. En ek is deel van LAPA, maar ons moedermaatskappy is Penguin, wat 'n internasionale maatskappy is. En toe die KI praatjies begin opklank maak, was daar baie vinnig reaksie van hoe gaan ons reageer. En ek hou baie van die slogan wat die internasionale moedermaatskappy te ons gegee het. Dit sê, dit begin by 'n mens en dit eindig met 'n mens. So, jy weet, die ding van 'n storie wat deur iemand geskryf moet word. Ja, ek dink uiteindelik word iets soos KI ook net 'n hulpmiddel. Dit word nie iets wat 'n skrywer of illustreerder se rol gaan vervang nie. Hoe belangrik is moedertaalpublikasies in Suid-Afrika se huidige boekmark? Nee, ek dink dit is verskriklik belangrik. Ons het verlede week in die Burger, wat dan natuurlik al teen die tyd wat hierdie onderhoud uitkom, nou al 'n rukkie terug gaan wees, maar die vreeslike statistieke gesien van begrip. En as ek net dink aan, jy weet, al die navorsing wat ons al oor die jare gelees het oor hoe belangrik dit is dat 'n kind in sy moedertaal, dan dink ek spreek dit vir sigself, soos ek nou ook genoem het, Afrikaans is 'n gevestigde merk. Dit is ook my verblydend dat die departement van onderwys nie te lank gelede nie weer begin het met oproepe vir die kurrikulums herskryf. En daarin benadruk hulle al die amptelike tale in Suid-Afrika vir oorspronklike materiaal wat in elke taal geskryf moet word. So is my baie verblydend om te weet dat die departement van onderwys ook die belang van moedertaalonderrig sien en ondersteun. Ja. Op watter uitdagings bestaan daar rondom die publisering van Afrikaanse kinderboeke? Dit sal maar altyd 'n praktiese ding ook wees. Om boeke te maak is duur. Illustrasies, al daai aanvanklike kostes wat in die maak van 'n boek ingaan. En dit beteken uiteindelik dat ons tog maar beperkings het oor hoeveel mens 'n jaar kan uitgee.
En 'n maatskappy het ook net soveel hulpbronne wat hulle kan Ja. instoot in die verspreiding van. Ja. Hoe kan ons verseker dat meer kinders toegang het tot boeke? En wat sou jy sê, wat is die grootste struikelblokke om boeke in minder bevoorregte gemeenskappe beskikbaar te stel? Ek dink dit sluit aan by my vorige antwoord oor die praktiese implikasies net dikwels. Ons weet dat biblioteke se begrotings deur die departement, Ja. dit is so 'n lewensaar ook vir 'n gemeenskap wat dalk ver sit. Ja. Hoe kry hulle boeke daar uit? Ek weet van 'n paar inisiatiewe om biblioteke te vestig en aan die gang te kry, maar ek dink dit is ook so 'n enorme taak. Gaan mens ooit genoeg hande hê? Gaan daar ook ooit genoeg inisiatiewe wees? Hoe kan organisasies soos die ATR en uitgewers beter saamwerk? Verseker, jy weet, soos ek sê, ons is tog 'n besigheid en ons moet ook self geld maak vir 'n skrywer hulle boeke probeer verkoop sodat 'n skrywer ook 'n bestaan kan maak. So, jy weet, so baie van ons tyd word in boeke verkoop ook ingesit. En om 'n instansie dan soos julle te hê, en ek dink in die verlede aan iets soos die ATKV wat 'n boeketrommels altyd gehad het. Ja. Nog steeds, ja. Ja. Daai tipe inisiatiewe is wonderlik. En ek bedoel dit het al soveel lewens verryk. So ek dink daar's verseker plek vir nog en ander en vir hierdie praktiese probleme wat ons het. Watter raad het julle aan ouers om 'n leeskultuur by die huis te vestig? Ek dink as dit ook kom oor die waarde van 'n boek in 'n huis, dan moet mense sien vir 'n kind is daar 'n baie wye spektrum dinge wat hulle deesdae besig kan hou. Dit is nie soos in my tyd en soos in jou tyd nog met lyn waar dit nou maar net 'n boek was wat jou waarskynlik besig gehou het in die aand nie of in die middag nie. Ek dink as ouers kan wys dat boeklees hierdie baie fisiese ding ook 'n plek het saam met TV kyk en wat ook al, dan sal ons okay wees, want 'n mens kan ook nou nie ignoreer dat 'n kind nou al hierdie ander dinge ook het. As 'n ouer nog altyd kan wys, ek lees, en 'n kind tel daai gewoonte ook net op. Dit is daai monkey see, monkey do beginsel wat maar nog al die tyd geld. Dan dink ek, skep 'n mens iets van 'n kultuur by die huis, soos dit is ook 'n ding wat ons doen. Ek het nou onlangs saam met Angie Krog gewerk aan 'n versieboek, wat teen die tyd wat hierdie onderhoud gepubliseer word, ook dan nou op die rakke gaan wees. Sy skryf daarin oor die belang van klank vir 'n klein kind. Ja. Selfs as 'n jong kind, nog voor 'n kind self kan lees ook, 'n ouer voorlees. En daar iets soos van, en ons baie voordele daarvan, maar spesifiek nou in hierdie geval, om stories te hoor, om woorde te hoor, om klank te hoor, ritme, metrum, amper soos 'n hartklop van taal wat geskep word. Hoe belangrik dit ook nie vir 'n kind is nie. So dit begin al van kleins af en in verskeie forme. Wat sou jou boodskap wees aan onderwysers op Wêreldboekdag? Kyk, ek kom uit 'n huis waar my ma ook nog 'n onderwyser is. En sy het my baie lief gemaak vir lees. En in my werk as redakteur het feitelik elke skrywer waarmee ek werk 'n storie oor 'n onderwyser wat hulle geïnspireer het om te lees. En ek wil net die belang van 'n juffrou wat vir iemand iewers nuuskierig maak of 'n lus by iemand wakker maak vir lees, vir taal, hoe dit letterlik lewensveranderend kan wees. En ek is jammer dat onderwysers onder geweldige druk is ook deesdae met so groot werkslas, maar dat die belang van stories om voor te lees ook in die klas, om daai ook aan te wakker by 'n kind, regtig nie onderskat moet word nie. En ook om dankie te sê vir onderwysers wat wel daai werk doen. En dan die laaste vraag. Wat is die langtermyngevolge vir 'n taal as daar nie genoeg kinderboeke in daardie taal gepubliseer en gelees word nie? Manelyn, om terug te kom ook na van my vroeër antwoorde. Ons wil boeke maak vir kinders wat lekker is om te lees, sodat hulle as ouer kinders en later as groot mense, as daar nie meer 'n kinderboek is nie, en daar is nie meer hierdie oploop van 'n liefde vir lees kweek nie, wat gaan dan word van die groot mense?
Ja, As mens nou 'n boek lees van 20 jaar gelede, dan kan jy nie glo van hoe mense tog gepraat het nie, dat daar 'n bietjie sekere dialek is, en dink jy, "Oeg, nee, dis glad ook nie hoe mense klink nie." Daar's ook hierdie bewaringselement daarvan. ja, En ek dink ook net 'n belang van dit maak saak in 'n kinderboek en dit maak saak later as 'n volwassene. Daar's 'n filtreringsaspek dink ek. As dit nie op skool saak maak nie, gaan dit op universiteit saak maak nie, gaan dit nie in die breër samelewing saak maak nie. En dit is dalk maar net 'n lekker leesboekie wat grappies in het, ja. maar dit is vir een kind belangrik om hulle aan die lees te kry. Ek het ook altyd hierdie gewoonte as ek in iemand se huis instap, dan kyk ek amper outomaties waar is hulle boekrak, Ja. watter boeke staan op hulle boekrak. Ek dink dis maar so 'n belangrike ding om 'n boek in die huis te hê, om blootgestel te word aan soveel dinge deur 'n storie. Ja, En ek weet in my eie lewe hoe belangrik dit is en ek sien dit daagliks in skrywers, illustreerders, mede kollegas wat boeke en stories doen. Mag dit nog lank voortleef saam met ons. Shonalies, baie dankie vir jou tyd en vir jou waardevolle insette. En ons hoop dat elkeen op internasionale wêreldboekdag 'n boek gaan lees, 'n boek in hulle hande gaan vashou en dit gaan lees. Maar baie dankie Absoluut. weer eens. Baie dankie Merlyn.